Baie welkom, liewe gemeente, by vanoggend se diens. Dit is vir my ook 'n lekker voorreg om weer by julle te kan wees. Ek dink ek was April maand laas hier gewees. Dit is 'n lang ruk vandat ek laas by julle kon kuier het, en intussen het ek al verloof geraak en so ek wou amper klaar studeer. So vir my. Ek het gevra, so ek moet al die chocolate kry, né? Ja. Maar dis vir my 'n wonderlike voorreg om voor u te kan staan en ook nie net in u vreugde deel nie, maar 'n stukkie van my lewe ook saam met u vanmôre in die huis van die Here kan bring. Ek het gedink ons open vanoggend met die woorde van Jeremia 29 vers 11. Dis daai baie mooi, kosbare woorde wat lees: Ek weet wat ek vir julle beplan, sê die Here, voorspoed en nie teenspoed nie. Ek wil vir julle 'n toekoms gee, 'n verwagting, 'n hoop. Nou hierdie is woorde wat ons laat voel, maar sjoe, die Here God, die Almagtige, dink aan my. Hy is in my lewe betrokke. Hy wil vir my 'n toekoms gee, vir my hoop gee. En hoe gereeld het ons nie ook nodig om aan hierdie woorde herinner te word nie, om verseker te word dat God is nog met jou. Hy het homself nie onttrek nie, hy is nog al die pad saam met jou. Hy gee vir ons 'n toekoms. Hy kan jou hele lewe helder en duidelik voor hom sien uitspeel, en hy weet waantoe hy jou lei. Hy lei jou daar na die waters waar rus is. Maar die vraag wat ons dalk nou in die begin van die erediens moet vra is: hoe lyk hierdie toekoms? Watter soort verwagtinge het ons van die toekoms, en hoe gereeld is ons eie toekomsplanne nie in lyn met dit wat God vir ons bring nie? En hoe probeer ons dan eintlik om die werk wat God om die toekoms vir ons te help bepaal en ons daarin te bring, in ons eie hande te neem, en self te sê dat as dit nie is wat ek wil hê nie, wil ek dit net weggooi. En is die toekoms wat ons dalk vir onsself insien, een waar ons nog God bedien, waar ons nog in die huis van die Here by mekaar kom, waar ons nog die pad saam met hom stap? Of is dit een waar ons alleen is, net vir eie gewin loop, 'n toekoms wat eintlik die Here uitsluit? Sal ons nog kan sê, ek lewe getrou daar waar die Here my stuur en daar waar hy my plaas? Met hierdie woorde, met hierdie klein vraagie wat aan die agterkant van die kop sit, word ons ook gegroet deur die Here vanoggend. Kry ons die uitnodiging om in sy huis by mekaar te kom, sy woord te hoor en om sy lof te besing en aan hom die eer te bring nou vandag. En die Here groet jou ook, die Skepper, die Almagtige Vader en ons Verlosser, die Here Jesus Christus, wat ons vanmôre in die naam van die Heilige Gees groet. Genade en vrede vir jou van God. Die wet van die Here kom vanmôre vir ons uit die boek van Spreuke in hoofstuk 3 vers 5 tot 6, waar dit die volgende lees: Vertrou volkome heeltemal op die Here en moenie op jou eie insig te staat maak nie. Ken hom in alles wat jy doen en hy sal jou die regte pad laat loop. So dikwels wil ons in ons eie kennis volkome vertrou, wil ons voorhou, maar ons is reg. Dit kan nie so wees nie, want ek sê, dit is nie so nie. En dan is dit amper met so 'n bietjie van 'n nederigheid, wat ons die skrif oopmaak en sien, maar sjoe, die Here is reg, ek kan op hom bly vertrou. Die pad wat ek saam met hom stap, is nie een wat tot verderf toe loop nie. Dis een wat my tot die ewige lewe bring. 'n Lewe saam met God, waar ek veilig is, waar ek verseker kan weet dat ek veilig en geliefd sal wees in die huis van die Here tot in lengte van dae.
En dit is 'n vertroue in tye van voorspoed, in goeie tye, maar ook in tye van teenspoed, in die slegter tye, daar waar ons twyfel en wanneer ons vol vreugde is. Wanneer ons bly is en hartseer, kan ons bly vertrou op die Here se nabyheid. Die Here bring ook vir ons sy genade. Gits, hierdie ding is nie aan nie. Kom ons kyk of hy gaan werk. Kan ek vra dat ons daai skuif, hierdie ding het partykeer 'n kop van sy eie. So hy sal seker een of ander tyd nou saam begin werk in die diens. In Klaagliedere 3 vers 25 staan die volgende woorde geskryf. Dit sê die Here is goed, wie op bly hoop. Bly hoop. Vir die mens wat na sy wil vra. Wat bly vertrou aan die wat gehoorsaam is aan die Here se genade. Want gehoorsaamheid is ook om te kan vertrou in die Here, om te kan weet dat hy ons veilig bewaar, dat hy ons beskerm, dat hy vir ons 'n toekoms uitbou, wat dalk nie lyk soos ons dit noodwendig aldag wil hê, waar ons die lotto wen en jetskis by Jeffreys Bay het nie, maar een waar ons in nederigheid kan sê, die Here is lief vir my, daar is niks wat ek ontbreek nie. En in hierdie vertroue van die Here ontvang ons sy vrede, ontvang ons genade dat ons weet waar ons tekort kom, daar neem die Here oor. Waar ons nie aldag die krag het nie, die Here het die krag. Ons kan bly vertrou op die goedheid van God wat nooit misluk nie. Almagtige Here God, dit is met groot dankbaarheid dat ons as 'n liggaam van Christus, as 'n deel van die liggaam vanmôre in U diens mag sit. Dat ons mag hoor van die goedheid, dat U ons liefhet, dat U ons genadig is, dat ons op U kan bly vertrou, Here. Ongeag hoe die toekoms mag lyk, dat ons daardie een ding verseker weet, soos U vir ons leer, en dit is dat ons 'n kind van die Here God is. Dit is ons enigste troos, Here, in lewe en dood, dat ons aan U behoort. Seën hierdie diens, Here, in U naam. Skryf U woord op ons harte. Laat dit deel word van ons menswees. Dat ons uiteindelik 'n lig vir U in die wêreld mag skyn. Amen. Ek wil bietjie vra my helpers, kan julle my bietjie kom help asseblief? Ek moes hulle omkoop met 'n sjokolade vanoggend, so hulle beter hulle job reg doen, né? So om vanoggend, en hierdie is nou as julle enigiets vergeet van vanoggend se diens, en julle kan dalk net hierdie onthou. So om vanoggend kyk van ons aandeel in die toekoms. Nou, is julle almal reg? Wil julle vir julle 'n saadjie daar uitkies en dan 'n potjie? OK. Enige saadjie. Daar's butternut en dan's daar blommetjies. Die van julle wil met die grond grou. Jy kan ook hier so staan. Jy kan ook staan. Ja. Julle almal kan help. OK. So as julle almal 'n saadjie het, wys dit my shop, OK. OK. Nou, wil ek hê julle moet daai saadjie wat julle gekies het vir iemand anders gee. OK. OK. So sit julle saadjie gou iewers neer waar julle hom kan sien en waar julle hom nie gaan verloor nie. En dan gryp gou vir julle almal 'n handjie vol grond. Maar moenie nie baie grond hê want julle gaan dit vir 'n rukkie vashou, OK? Gryp julle hier so 'n bietjie grond. So pas 'n groot klip in. Nou net hierdie klip gaan reguit vir die klip. OK. So kyk, as dit vuil raak, kan ons met die tannies vra om net te kom skoonmaak, OK? Goed vir julle. Daar so. Gryp jy ook 'n handjie vol. Wat sê? So 'n bietjie klip is soos in die middel. So ons gaan vanoggend bietjie lees van mense wat
oor hulle toekoms bietjie gedink het, hulle future. Nou voordat ons dit doen, wil ek julle gou vra, het julle 'n gunsteling plek om te gaan speel? 'n Gunsteling maatjie? Het julle? Nee. Ag nee, julle. Het julle 'n plek waar as julle nie daar is nie, is julle nie so happy nie? 'n happy plekkie. Ek seker van die ouer mense sal sê enige plek behalwe die kantoor is hulle happy place. Hoe voel dit as julle nie daar is nie? Nie so lekker nie. Wat dink julle? Sou julle eerder daar wil wees as waar julle dalk in 'n plek is waar dit nie so lekker is nie? Julle wil eerder gaan speel op die klimraam as om in die klasse te sit, né? Is baie lekkerder om dit te doen. Nou, ons gaan vandag bietjie gesels. Daar was 'n groep mense baie lank terug, soos in meer as 2000 jaar terug, wat gebly het in 'n stad Jerusalem. Dit was die Israeliete het daar gebly. Maar op 'n dag, toe kom maar mense en vat hulle weg. Gits, mors jou grond. Is okay, moenie daar bekommer nie. Toe kom maar mense, vat hulle weg van hierdie plek waarvan hulle hou, of vir hulle lief is, waar hulle gedink het, hulle gaan hulle future bou, en toe is hulle nou in 'n vreemde plek, in 'n vreemde stad, en hulle ken nie die mense nie, en hulle is hartseer, want hulle het al hierdie planne gehad vir wat hulle oor 5 jaar wil doen, dalk wat hulle die volgende week wou gedoen het, maar nou kan hulle dit nie doen nie. Maar, sê God, hulle moenie so hartseer wees nie. Wat hulle moet doen, in plaas van om net die hele tyd te dink, ek het nie meer 'n toekoms nie, om te begin huise bou, om families te begin, en dan ook om plante te plant, en te bid vir hierdie vreemde stad waar hulle nou is. So, kies gou vir julle 'n potjie om julle grond in te gooi. Het kan enige potjie wees. So dit is nou stap 1 van die proses, né? Dink julle dit gaan môre sommer net gebeur? Groot bome wat opkom en so. Ek het vele water om na die tyd, maar julle gaan nog bietjie in die grond grou, okay? Hulle het die opdrag ontvang om nie so mismoedig te bly nie, maar om te begin herstel, om self bietjie agency te vat, om self bietjie inisiatief te neem en 'n lewe vir hulle self in hierdie vreemde plek te maak. Nou, julle het julle saadjie, né? Wat het julle nog daar binne nodig? Dalk nog so klein bietjie grond, né? Okay. Ek wil hê, vat julle potjie en dan gooi julle genoeg grond in tot omtrent daar. En dan sit jy jou saadjie in die middel neer, okay? So, hier is die grond. Julle kan nie sak so omstuur, hy is 'n klein bietjie swaar. Daar is genoeg, daai sjap. Hy is baie swaar, hoor. So wees maar net versigtig as jy hom dra. So die Israeliete het, terwyl hulle in Babylon was, dis die stad waartoe hulle weggevoer was, het hulle gedink dit is die einde. Dis nou oor en verby, God het ons verlaat, ons gaan eintlik maar net sterf in hierdie nuwe plek, want is vreemde mense, is mense wat ons probeer vernietig het. So wat gaan ons doen? Gaan jy bid vir die stad? Nee, ek gaan wens dit is net oor en verby en dat ek weer kan terugkom in Jerusalem. Maar dan kry hulle hierdie vreemde opdrag om te bou, om voor te leef. Daai is plastiek, daai gaan nie baie goed met plantjies gaan nie. En hulle kry ook die opdrag om te bid vir die stad, vir die voorspoed van die stad, en om plante te plant, om te groei. Vat nou julle saadjie, en dan ek gaan vir jou klein bietjie meer grond daar gooi, okay? Of kom ons haal daai groot klippie daar uit. As hy. En dan sit julle saadjie in die middel neer, okay? En dan ek julle gou help. Julle saadjies is nou almal daar, né? Kom ons sit net daai saadjie, anders gaan hy daar teen die kant groei. Kom ons sit hom daar. Klein bietjie grond, daai is 'n klip. Okay, julle staan gou 'n bietjie terug. Kom gebeur dan ietsie. En ons nou die saadjie geplant. Hoekom kom hy nie op nie? Som nou in grond gesit, kort hy water.
maar ek wil die water drink. Dan moet ek dit vir 'n simpel ou plantjie gebruik. Water. Okay, water as lig. Is nou nie son nie. Okay. Steeds niks. Hoekom nie? Korte tyd. Nee, ek het nie tyd nie, man. Ek wil nou hê. Ek het mos nou daai saadjie geplant. Ek wil hy moet nou opkom. Ek wil nou my butternut en nou my blommetjies hê. Hy moet nou kom. Ek gaan nie wag nie, julle. Jo, dit is simpel om te wag, hè? Hoekom dink julle kort hy al die werk wat ons nou moes doen? Dis baie maklik. Sodat hy kan groei. Yes. Maar nou wil ek julle amper 'n ander vraagie vra. Dink julle ons maak dat daai saadjie ontkiem? Wie maak dit uiteindelik? Wie gee vir daai saadjie lewe om te kan voorplant? God. Yes, awesome. Daar's hy. Maar wat is ons werk om seker te maak daai plantjie word ook deur God gewerk? Ons moet, julle het genoem, water gee. Ons moet seker maak die grond is nog sharp, dat dit nie uitdroog of slegte grond is nie. So ons kan nie net ook sê dat ons het nou die saadjie daar ingesit en liewe Jesus vat oor. Dis nou u werk van hier af nie. Nee, ons moet nou seker maak daai plantjie gaan nou nie, of daai saadjie gaan nou nie uitdroog al binne nie. Dat hy nog steeds kan lewe. En hoe lank dink julle gaan hierdie saadjies vat om te ontkiem en te groei? 'n paar dae tot 'n week. So nie nou binne die volgende uur nie. So dit gaan ook 'n bietjie tyd vat. So ons moet geduldig wees, né? Daar sê. Julle het die les reg gekry. Also julle moet deel met mekaar. Julle moet deel. Okay, julle kan weer gaan sit, dankie julle. Wil julle gou julle hande afvee? Of is daar nog grond op? Okay, lyk my hulle sit met grondvingers. Dit vat tyd. Dit vat 'n deel van jouself om seker te maak dat dit wat geplant word, dit wat begin word, sal voortgaan. En dan kan ons vertrou dat as ons deel doen, seker te maak die omstandighede is reg, die saadjie is geplant, hy word water gegee, dat God ook in daardie saadjie lewe sal bring, vanuit dit wat ons gedoen het. Dit gaan nie nou gebeur nie, as hy nou opkom, is dit wragtige wonderwerk, julle. En dan is dit goed, dit word op YouTube opgeneem, dat ons kan wys en ook bietjie mense teruglok NG Kerk toe. Maar ek spot nou daaroor. Daai saadjie gaan net groei, as ons kan vertrou, dat hy sal ook opkom. Dat ons kan vertrou, dat die werk wat ons insit rondom dit, is nie te vergeefs nie. Nou, dit is 'n ding wat tyd vat, ja. Dit vat selfopoffering. Dit vat dat jy sal seker maak en gaan kyk, dat dit wat jy nog doen vir daai plantjie nog goed is. Dat jy hom nie te veel water gee, of hom in die middel van die son laat staan, as hy nie in die son moet wees nie. Maar dat die omstandighede reg sal wees, vir dit, om te groei. En dan, wanneer ons deel gedoen het, kan ons sê, in daai mooi Engelse spreekwoord, let go and let God. Let go of yourself and let God take over. Om te sê dat ons ook vir ons toekoms, vir die toekoms van daai saadjie, vertrou dat God betrokke is. Dat hy sal help om dit sterk te maak. Nou ons boek vanoggend, Psalms na Jesaja, en ek dink amper uit meer as Genesis. Maar is ook 'n boek wat oor 'n tydperk van 40 jaar se profeseë bevat. So dis 'n groot aantal inligting en gebeure wat ons in gedagte moet hou. Dis ook 'n baie moeilike boek, want as gevolg van hierdie lang tydperke, is dit ongelukkig nie alles in kronologiese volgorde nie. Daar's partykeere wat eers later plaasvind, vroeër gesê word, en so is baie moeilik om te plot waar in die tydlyn is Jeremia se profesie. En daar's ook hierdie verandering mettertyd van hoe Jeremia oor die konings van Israel voel,
hoe hy oor Babylon praat, so dit is partykeer moeilik om tred te hou. Maar dit is ook so 'n bietjie 'n depressiewe boek. Want daar is baie slegte nuus vir Juda. Daar's baie slegte nuus vir die volk oor hulle toekoms, oor wat met hulle gebeur en wat hulle besig is om te doen. Nou, as 'n profeet ontvang Jeremia sy roeping gedurende 'n baie moeilike tydperk in Israel se geskiedenis. Dit is 'n tydperk waar hulle deur twee wrede konings, dit is Manasse en Amon, waarvan die vorige die profeet Jesaja vermoor het, waar hy hom in die boom gesit het en middeldeur gesaag het, waar hulle regeer en hulle boosheid dra onnatuurlik oor na die volk toe ook. En dan wanneer hulle uiteindelik sterf, kom maar 'n bietjie van 'n betere koning na vore, Josia. Maar selfs Josia se lewe word kort gesny wanneer hy by 'n geveg in Megiddo deur Egipte vermoor word. En dan is daar nog 4 ander bose konings na Josia en elkeen van hulle is net 'n ewel vir die volk. En deur al hierdie 5 konings van Josia af tot die laaste een is Jeremia besig met sy profeseë. Is hy besig om te kyk wat gaan aan met die konings en met die volk. Elkeen van hulle is boos en swak behalwe Josia. En net soos die profete wat hom vooraf gegaan het, so Jesaja, Micha, Sefanja, Amos, is sy profeseë, is dit wat hy sê, nie baie populêr met die konings of die volk nie. Want hy veroordeel profete wat byvoorbeeld net maanskyn en rose verkondig, net goeie dinge. Ja, kyk hoe awesome gaan dit hier in Jerusalem. En hy is ook baie krities, baie negatief oor die rigting waarin Juda beweeg. Nou profesie, soos ons dalk in die laaste ruk agtergekom het met wegraping profeseë, is nie 'n ding wat die toekoms voorspel nie. Dis nie die Bybelse idee van profesie nie. Profesie is baie meer eerder om te kyk na wat rondom jou aangaan, na die omstandighede van die samelewing, watter boosheid, watter swakheid, watter slegte dinge, watter fout is daar wat aangaan, en dit dan aan te spreek. En te sê, as dit nie gaan verbeter nie, gaan dit na hierdie uitloop. So profesie is altyd voorwaardig. Daar is altyd 'n geleentheid om nog om te keer, om te verbeter. Ons sien dit in die verhaal van Jona, wanneer daar verkondig word dat Ninive vernietig sal word, en dan wat gebeur op die uiteinde? Dit draai om. Daar is, mits die volk bekeer, is daar nog 'n geleentheid vir hulle om daardie rigting, daardie profesie om te draai. Nou, die rol van 'n profeet is om dit aan te spreek. Die kerk het ook wat ons noem 'n profetiese stem, om die kwale van die samelewing en van die kerk aan te spreek, en te sê, as ons dit nie gaan verander, om die rigting vars in te slaan nie, gaan dit na X of Y toe lei. As die volk nie van hulle boosheid sou bekeer nie, gaan hulle in die sop beland. En dit is presies wat gebeur. Hulle word weggevoer in die ballingskap. Nou ek het seker nou die laaste, ek dink ek nou 4 of 5 keer hier gepreek van tevore, en ek het nou 3 keer oor die ballingskap gepraat. En met goeie rede, hierdie tydperk waarin Israel in die ballingskap deur Babylon weggevoer word, ons lees dit ook as Babel, is sekerlik die belangrikste tydperk in die geskiedenis van die Ou Testament. Dit is die tydperk waarin meeste van die boeke finaal neergeskryf is, waar die volk nou sonder die tempel, sonder die aanbidding van God, sonder wat hulle noem die Sionsteologie, die idee dat God in Jerusalem woon, en dat solank as wat hulle in Jerusalem bly, gaan niks hulle aanraak nie, want dit is waar God ook bly. Dit is alles eintlik vernietig deur hierdie ballingskap, so hulle moes nie dink oor hulle identiteit, oor hulle verhouding met God. Want ek meen, Babylon het Jerusalem ingeval, die tempel vernietig, het die koning se seuns vermoor. Dit het die meerderheid van die volk weggesleep, weg
van hulle huise, van hulle families af, na 'n vreemde land, na 'n vreemde stad, na die stad van die vernietiger. Daar was sprake selfs in hierdie tydperk dat Baal, die god van Babylon, sterker is as hulle God, as Jahwe. En ander sprake selfs dat dalk bestaan ons God nie eers nie. As hy ons nie kon beskerm het van hierdie aanvallende volk nie, wie's te sê, daar is ooit 'n God. Hulle het alles verloor hierdie ballinge, hulle huise, hulle families, hulle identiteit. In die uiterste gevalle het hulle geloof verloor, maar baie erger, hulle het hoop verloor. Want die krag van hoop vir 'n volk in ballingskap, vir enige gelowige, kan ons nie onderskat nie. Dit is seker een van die kragtigste stuk gereedskap wat ons het as gelowiges, is 'n hoop vir vernuwing, vir God, vir verbetering en vir verandering. En daarmee saam die hoop vir die toekoms. Nou as jy praat van jy verloor jou hoop vir die toekoms, is dit eintlik 'n baie slegte ding. Want jy sien nie meer iets vir jou in die lewe verder nie. Dis net alles afgebreek en weggegooi. En waar pas ek nou nog in? Ja, ek is oorgelewer aan die vyand in hierdie vreemde land, omring deur die mense wat my huis afgebreek het. En nou nog, om die kersie op hierdie modderkoek te sit, skryf die een profeet waarvan jy niks sou wou hoor nie, daardie negatiewe Jeremia, 'n brief aan die ballinge. En ons gaan dit nou saam lees. Dit lees as volg, laat ek dit gou ook daar oopmaak. Dit is 'n afskrif van die brief wat die profeet Jeremia uit Jerusalem gestuur het. So Jeremia is nog deel van hierdie klein handjievol mense wat agtergebly het in Jerusalem. Nou dit is nie iets om op te roem nie. Inteendeel, dit sou beter gewees het om na Babylon toe weggevoer te word. Want die omstandighede in Jerusalem is haglik. Daar is eintlik niks oor in die stad nie. Die armste van die armstes bly oor in Jerusalem. Die wat alles verloor het. So hy skryf hierdie brief en hy stuur dit na die leiers van die ballinge wat nog oor was, en na die priesters en die profete en die hele volk wat deur Nebukadneser uit Jerusalem na Babel toe weggevoer is. Dan vers 4 tot 7. So sê ek, die Here die Almagtige. En as julle wonder wat gebeur in vers 2 en 3, dit is net 'n spulname van waar deur die brief gegaan en deur wie dit gestuur uiteindelik, of wie dit gaan aflewer. So sê ek, die Here die Almagtige, die God van Israel, vir al die ballinge wat ek uit Jerusalem in ballingskap na Babel toe weggevoer het. Bou vir julle huise en bewoon dit, lê tuine aan en eet die opbrengs daarvan. Trou en bring kinders in die wêreld en laat hulle trou en kinders in die wêreld bring. Julle moet daar in Babylon baie word, nie min nie. Bevorder die belange van die stad waarin ek julle in ballingskap weggevoer het. Bid tot my vir daardie stad, want sy belange is ook julle belange. Dis 'n baie mooi brief, maar dit is nogal bietjie van 'n uitdagende brief as ons dit so lees. Want in die tydperk wat Jeremia hierdie brief stuur, was daar ander profete wat voorspel het dat hierdie tydperk van ballingskap 'n kort tydjie sou duur. Sou nie lank wees nie, dan sou hulle terug in Jerusalem, hulle gaan herbou en dit gaan fantasties wees. Dit gaan, soos wat ons in Openbaring lees, die nuwe Jerusalem wees, waar hulle vir ewig sal woon. So hulle moes hulle self nie veel steur om te integreer nie, om aan te pas, om 'n lewe, 'n toekoms hier in die stad uit te soek nie. Hulle hoef nie te bid vir die stad of die belange van die stad te bevorder nie, want wat help dit as jy net 'n kort tydjie hier gaan wees? Ek weet nie wie van julle
het al in Maagheid vakansie gaan hou en dan sommer 'n hospitaal gebou in daai 2 weke wat julle daar is, of 'n boord aangeplant nie. Nee man, jy's 'n kort tydjie daar, moenie jou steur aan die toekoms van die plek nie. Maar die woorde van Jeremia is nou die teenoorgestelde. Jy's in hierdie vreemde land waar jy jouself bevind, omring deur jou vyande, bou huise, kry kinders, maak families, bevorder die stad se belange en bid vir hierdie stad, bid vir jou vyand. Nou, omtrent so 600 jaar voor die Here Jesus Christus aarde toe gekom het, is hierdie baie radikale woorde ook, om te bid vir jou vyand. Moenie hulle uitmoor en vernietig nie, bid vir hulle, prosper, hê voorspoed, floreer. Die reaksie teenoor hierdie vernietiging, teenoor verlies en teen die boosheid, is nie verset of om op te gee nie. Inteendeel, dit is om aan te pas, om te aanvaar dat ons kan nou niks doen aan die verlede nie, maar wat ons iets aan kan doen, is die hede, hoe ons nou dink, en die toekoms, wat nog voor lê. En hierdie boodskap sou nie met oop arms deur die volk, deur die profete verwelkom word nie. Want hoe durf jy vir my sê, ek moet nou vir dieselfde mense wat ek sien my bure uitmoor, my huis platslaan, moet ek nou vir hulle bid en hulle belange bevorder? Wie van julle gemeente sou, as julle nou weggevat is na 'n vreemde land toe, vir daardie mense bid? 'n Taal wat jy nie ken nie, 'n kultuur wat jy nie ken nie, 'n God wat jy nie aanbid nie. En dan in daardie nuwe plek 'n nuwe lewe vir jouself wil voorhou. Dit is dan baie makliker om net te vlug. Om te sê, weet jy wat, ek gee op. Ek is nie lus hiervoor nie. Hulle het my verwoes en nou moet ek nog wragtig met hierdie mense probeer oor die weg kom. En nie net vir 'n week of 2 nie, vir potensieel die res van my lewe en my kinders se lewe en my kleinkinders en so voort se lewe. Bid jy vir die stad, vir die mense om jou, of wens jy kan net eerder ontsnap uit hierdie situasie uit, niks doen nie en net weghardloop? Hierdie woorde van Jeremia verkondig nie ontsnapping nie, eerder aanpassing en aksie. Dit verkondig dat die volk nie deur hulle omstandighede, deur die situasie ontmoedig sal word nie. Dat hulle nie sal dink hulle het nou alles verloor wat hulle kan doen nie, maar juist dat hulle nou hierdie nuwe geleentheid ontvang om te lewe in 'n nuwe stad. As ons gelees het, daar waar dit sê, waar ek julle in ballingskap weggevoer het, waar ons sien dit is deel van Gods plan. Dalk ook om hulle bietjie uit te daag om hierdie mensgemaakte idee van Jerusalem, dat Jerusalem is hierdie onoorwonne stad, niks kan ons hier aanraak, ons is untouchable, bietjie uit te daag ook, te sê, dink julle regtig, julle is so kragtig, lewe julle regtig saam met God, of lewe julle onder julle eie voorwaardes en julle eie veronderstellings? Hulle moes ophou wag vir net 'n vinnige ontsnapping, as ons nou regtig die woord mag gebruik, 'n wegraping uit hierdie situasie uit. Al is hulle hierdie gebroke, hopelose en soekende volk, het hulle nie alles verloor nie. Hulle het nog hulle hande, hulle het nog hulle vaardighede en hulle het nog hulle lewe wat voor hulle moet afspeel. Verligting of seën sal nie vir hulle op hierdie silwerplaat gegee word, te sê, hier is die huise, hier is alles wat julle nodig het nie. Daar is die plantjie, sonder dat jy enigstens vir hom moet water of grond gee nie. Nee, hulle sal nou self ook moet optree en iets van hulle omstandighede doen. Want die Here God is so lief vir die mens, dat hy ons die geleentheid gee om deel te neem in hierdie lewe. Hulle moet eintlik 'n bietjie van hulle eie vooronderstellings
let go, and let God renew their hearts. Hierdie Engelse uitdrukking van to let go and to let God is baie mooi, maar ons kan dit baie maklik verkeerd verstaan. Dit beteken nie hou op en wag net dat God alles vir jou doen nie. Ons het dit nou reeds gesê met hierdie situasie van die ballinge. Dit beteken eerder laat gaan van jou begeerte om te wil beheer, om net vas te klou aan dit wat jy wil hê, aan jou begeertes. Maar moenie van jou roeping ontslaa raak nie. Raak ontslaa van daardie mensgemaakte voorveronderstellings. Laat God jou hart vernuwe. Laat gaan van jou vrees, maar hou vas aan jou gehoorsaamheid. Hou vas aan daardie vertroue in God, dat al is daar die onsekerheid van die toekoms, is dit nie 'n toekoms in die afsondering van God nie, of afgesonder van God nie. Dit sê ook, laat gaan van jou eie planne, en laat God jou toe om jou hart te vernuwe. Gee jouself oor om in sy plan te leef, om te bevorder dit wat hy bevorder wil hê. Al lyk dit vreemd, al gaan dit stadig, al is dit met tye 'n bietjie ongemaklik, al is dit nie wat jy ingedink het vir jouself nie, die Here God lei ons na 'n toekoms saam met hom. En dit is 'n toekoms dat maak nie saak waar ons geplaas word nie, ons nog kan sê, die Here is met my. Nou die volk sou moes leer in hierdie tydperk van ballingskap, om te aanbid sonder 'n tempel. Om te leer dat God groter is as Jerusalem. Hulle moes leer dat geloof is ook nie net vir die maklike tye wanneer dit goed gaan nie, maar ook vir die tye van teenspoed, wanneer dit sleg en bedruk gaan. Nou, ons identifiseer baie maklik met hierdie ballinge, hierdie volk wat oorgelewer is, waar die omstandighede rondom hulle nie dit wat hulle geleer is, naaap nie. Nie nakom die wet van God wat ons nakom nie. Ons is baie keer ballinge, selfs in ons eie kerk, waar ons voel, ek behoort nie regtig hier nie. Hierdie mense is besig met vreemde goed, en ek wil net eintlik ontsnap, wegkom, want wat hulle in die toekoms voorbeplan, is nie noodwendig hoe ek het wil hê nie. Ek wil hê hierdie kerk moet blou geverf word, maar hulle wil hom nou beige verf. Weet jy wat, dan gaan ek eerder weg. Dis nie hoe ek dit insien nie. Dis 'n simpel klein voorbeeldjie, maar julle daar het al kerkskerings oor simpeler goed as die kleur van die kerkgebou gebeur. Net omdat mense so vashou aan hulle eie toekomsidee, dat hulle nie kan laat gaan daarvan nie, hardkoppig is, en Afrikaners is maar lekker hardkoppige mense. Hierdie land waarin ons woon, voel vir ons baie keer soos Babel. Voel vir ons soos 'n land waarin ons net weggevoer is, en dan wanneer ons na die statistieke gaan kyk, is dit omtrent ongeveer 80% van hierdie land wat bely, hulle is Christen, wat die God aanbid wat ons aanbid. Maar ons gaan uit, en die stad lyk verwoes, die mense vertrou nie mekaar nie, dit voel nie of ons 'n toekoms het nie, en ek praat nou met baie meegevoel vir diegene wat eerder emigreer. Dis veel beter, ek vertrek na 'n ander land toe, en bou daar vir my 'n betere toekoms, want ek kan nie een hier insien nie. Hier het ek hoop verloor. Wat gaan God nou enigstens met my hier maak? Die toekoms om ons lyk so 'n bietjie bleek, as ons nou nog Engels kan gebruik. Dit lyk so 'n bietjie bewolk. Dit beteken nie die toekoms is sonder God nie. Dit beteken nie dat in hierdie hede ons net nou al kan moed opgee nie. Ons moet immers nooit moed opgee nie. Ons moet bly bid vir die stad. Die belange van hierdie stad, van hierdie land waarin ons is bevorder. Dit gaan nie, geliefdes, môre plaasvind nie. Want wanneer is die volgende verkiesing in elk geval eers? Dit gaan nie môre verbeter nie. Dit gaan dalk oor 10 jaar nog so bietjie sleg wees. Maar ons ontvang vandag die roeping om te
verbeter, om te vernuwe, om dit wat God, of daar waar God ons geplaas het, te werk tot die verkondiging van die evangelie en tot die uitbreiding van die koninkryk van God. Dit gaan nie 100% lyk soos ons lyk nie. Ek meen maggies, dalk wen Cope die volgende verkiesing en almal het gedink die DA gaan wen of Action SA. Dit lyk nie altyd soos ons dink. Dit moet lyk nie. Maar as ons kan lewe met vertroue en wanneer ons heelhartig kan sê ons lewe nog saam met God waar ook al ons is, dan het ons reeds die regte stappe geneem. Maar vir dit moet ons nie net sê ek staan terug en Here, asseblief maak nuut alles sonder dat ek eers enigiets gedoen het nie. Nee, ons ontvang in hierdie tydperk, in hierdie kosbare tyd op die hemel, op die aarde wat God ons gegee het, ontvang ons die geleentheid om te bou, om te plant, maar om ook seker te maak, daai huis word in stand gehou, om seker te maak, daai plantjies, daai saadjies van ons kry water, die grond is nog reg, hulle kry sonlig, om seker te maak, ons kyk na dit wat ons kan regryk en kan verbeter. En dan wanneer ons deel doen, kan ons sê, ons vertrou, God sal sy deel ook doen. So ons vorm ons gesinne, ons families en geliefdes in die geloof, ons bou huise, ons plant tuine, al sien ons nie dadelik die vrugte nie, al kom dit nie nou vandag op nie, kan ons vertrou dat dit wel sal opkom. As ons daarna kyk, as ons ingekoop is om hierdie toekoms te help bou. En ons bid vir die stad. Ons lewe tot die beste van haar belange, vir ons land, vir ons wêreld. Verskoon tog. Ons wees sout en lig vir die wêreld wat hierdie woord van God so brood nodig het. Ons word die vrede vir die stad. En daardeur sal ander die vrede van God deur sy kerk kan beleef. En mag hulle dalk ook kan weer vertrou in God. Ons ontvang immers 'n uitnodiging in hierdie stuk van môre om te laat gaan van hierdie eindelose kommer oor die toekoms. Om bietjie weer nuut te dink, wat is dit wat ek graag wil hê? Ek kan julle nou al beloof, dit sal lekker wees as ons daai lotto of daai Powerball kan wen, hè? Koop sommer 'n nuwe kar, bou 'n nuwe huis, koop 'n plaas. Maar dan beteken dit ook ek wil wegtrek want jy kan nie regtig plase hier koop nie. Maar dit is nie beloof nie. Dit is eintlik maar net hierdie wens of hierdie simpel begeerte. En dit is net so onseker soos die res van die lewe, soos môre, soos vanaand. Dit is alles in een van my professors noem dit kansigheid. Die hele lewe is nie vas nie. Ons het hierdie wonderlike geleentheid om bietjie te tweak daaraan, om deel te neem, om ook ons deel in hierdie koninkryk van God, ons werk te kan uitleef. Een ding is wel verseker van die onsekerheid, en dit is dat God die toekoms bou. Dat hy het planne vir jou wat jy nog nie kan insien nie, waarop hy jou stuur op die pad uit. Hy wil vir jou 'n toekoms gee, Jeremia 29 vers 11. Hy gee vir jou hoop. Vertrou daarin. Wees gehoorsaam aan sy woord en laat gaan bietjie van jouself en laat kom bietjie van God in jou lewe. Amen. Ons sê dankie vir die Here God dat die rykdom wat hy vir ons gee, ons ook 'n stukkie daarvan kan heroriënteer en weer terug kan gee vir die diens van sy koninkryk. Mag ons wat nou uitgaan om sout en lig vir die wêreld te wees in die naam van die Here, mag ons bou, mag ons plant en mag ons bid vir die stad en vir die wêreld waarin ons is. Ontvang dan nou die seën van die Here vir die week wat voorlê. Mag die genade, die vrede en die liefde van ons God, drie-enig, jou in hierdie week vooruitgaan en jou krag gee.
Amen.